Dan gaan ons vanoggend uit Handelinge 2 uitlees. Ons lees vanaf vers 1 tot 13. Hoofstuk gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind, opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees. En hy het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra: "Kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe en Meders en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en streke van Libië, in die omgewing van Cyrene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat." Almal was verstom en verward en het mekaar gevra: "Wat beteken dit tog?" Ander weer het spottend gesê: "Hulle is vol soetwyn." Ons lees tot sover. So terwyl jy na 1 Korintiërs 14 blaai, eintlik het ons nie 'n spesifieke teks vir oggend nie, maar ek gaan baie hierna verwys in die preek. Maar terwyl jy sien toe blaai, ek wil jou uitnooi om vanaand in te skakel met die RSG, dis na ons aanddiens. Aanddiens is 5 tot so 20 oor 6, 6:30 dalk, en dan die RSG uitsending, dis regstreeks, 'n lewendige uitsending, 5 oor 7. Daar's 'n spesifieke onderwerp vanaand, so dis 'n onderhoud, en dit gaan oor onverdraagsaamheid en liefde in die kerk van Jesus Christus. So mense het my nou gevra, want omdat daar kans is vir mense om in te skakel of vrae te vra deur SMS, ek weet nie of dit gaan inbel ook wees nie, maar so ek noem dit net, en dis iets wat ek nog nie in ons gemeente hanteer het spesifiek nie. So dis ek om ek wil aanmoedig om in te skakel, en dan net ook sê, onthou die onderwerp, want Jennifer het gesê, "Pa, ek gaan inskakel en hierdie boodskap instuur." Wat sê ek sal net sê, dis my dogter Jennifer, moenie bekommer nie, ek sal haar by die huis antwoord. Goed, so vir vanoggend kom ons dan nou by die gawe van tale en uitleg van tale in ons reeks oor die geestelike gawes. So tale en uitleg van tale. O aarde, ekskuus, ek by die verkeerde, ek by vanaand se RSG uitsending op my notas. Goed, daar is hy. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat ons nou u woord kan oopmaak en na u woord kan luister. En Here, maak ons goeie Bybelstudente wat regtig wil luister wat u sê, maar nie alles vir soetkoek opeet wat 'n mens sê nie. Dat ons dit meet aan die skrif. Dat ons sien, is dit wat die Here sê? En dat ons dan die vis sal eet en die grate sal uitspoeg.
Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 'n Klomp jaar gelede, het ek in 'n aanddiens oor die hemel gepreek. Ek het eintlik vir 'n paar sondae-aande daaroor gepreek. Toe sit daar 'n man heel agter, waar Jennifer nou sit. En terwyl ek preek, in die middel van die preek, toe steek hy sy hand op. En dis vreemd, ek is nie gewoon daaraan nie. Toe sê ek, ja? Toe sê hy, jy sê nou so, maar hoor wat sê hierdie vers. En toe lees hy vir my die vers. Toe sê hy, hoekom sê jy so? En toe sê ek, sien jy daai vers? Lees net verder. En toe wys ek hom hier na teks toe en ons blaai aan. Toe sê hy, nee, dankie. Ek verstaan. Daai man was my swaar geweest. Dis goed. Ek dink amper as ek Paulus se briewe lees, kry ek idee mense het dit gedoen as Paulus preek. Want het jy al gelees in Romeine of Korintiërs en sê hy, jy sal nou vir my sê, en dan antwoord Paulus. So asof hy gewoond was, mense het vra, en dis 'n goeie ding, want Handelinge 17:11 sê die Jode in Berea het elke dag die skrifte noukeurig ondersoek om te kyk, is dit wat Paulus sê so? En so dit wil ek vir jou vandag vra om te doen. Party van julle gaan dink ek gaan te ver met die gawe van tale. Party van julle gaan dink ek gaan nie ver genoeg nie. En ek kan nie alles nie. Ek het gebid hieroor en gedink, Here, ek het gedink ek wil deur 1 Korintiërs 14 preek. Het gaan seker 4 of 5 preke wees. Toe dink ek nee. Ek gaan nie hierdie arme mense so straf nie. Ek gaan 1 preek doen oor die gawe van tale en uitleg. So ek kan nie alles antwoord en al die vrae wat jy het nie. As jy nog het, kom vra. Daar's dinge wat ek in my voorbereiding gedoen het wat ek uitgegooi het. Want daar's nie tyd om oor alles te praat nie. Maar toets my. Toets aan die skrif, is dit wat ek sê waar? En as ek goed sê en jy het voorheen anders gedink, maar jy sien dit in die skrif, dan moet jy verander. En as ek goed sê en jy sê, maar ek sien nie dit in die teks nie, dan moet jy dit verwerp. En vir my kom sê, waar het jy dit gekry? Goed, so kom ons antwoord 'n paar vrae. Die eerste vraag is, wat is tale? Wat is hierdie gawe van tale? Hier was 'n man in ons gemeente gewees, en hy het uit 'n Pinkster agtergrond uitgekom, uit 'n Pinkster gemeente sy hele lewe lank. En hy vertel my, daar was 'n vrou, sy het elke Sondag in tale gepraat, en dan's daar uitleg, maar sy het elke Sondag, hy sê, ek kan nou daai rympie vir jou opsê wat sy gesê het. En hy kan die rympie so sê. En hy sê, daai vrou, dan lê iemand dit uit, en dan is dit 'n ander uitleg en 'n ander uitleg elke week, maar sy sê dieselfde rympie. So die gawe van tale is nie 'n gebrabbel nie. Dis nie gibberish, soos ek paar weke terug gesê het, New York Unique 800 keer, of Red Lorry, Yellow Lorry, Red Lorry, later praat jy so. Dis nie tale nie. Dit is moontlik, soos ek 'n paar weke terug gesê het, dat dit kan verwys na hemelse tale ook, en aardse tale, omdat 1 Korintiërs 13 sê, al praat ek die tale van mense en engele. Ek is nie seker dat dit is nie, en ek sal 'n bietjie tyd nodig hê om verder daarin te delf. Maar wat ek wel opgemerk het in 1 Korintiërs 13 in vers 8, sê dit, liefde val nooit nie, profeseer dit sal tot 'n einde kom, tale, dit sal ophou. So as ons sê tale verwys ook na hemelse tale, dan is hierdie versie vir my moeilik om te verstaan. So dan moet ek hom so lees. Wanneer Jesus kom, sal hemelse tale ophou. Wanneer ons in die hemel is, sal hemelse tale ophou. Dit maak nie mooi vir my sin nie. So ek persoonlik dink, en ek neig sterker na, ek dink die gawe van tale praat van, dis aardse tale, 'n ander land se tale, wat jy nie geleer het deur taalklasse te neem nie. Deur die Heilige Gees kan jy ewe skielik in daai taal praat. En dit het Koos vir ons gelees in Handelinge 2. So toe die Gees op hulle kom, ewe skielik toe praat hulle in verskillende lande se tale. En toe sê die mense wat dit hoor, daai man praat Egipties, daai een praat Arabies, daai een praat die taal van Kreta, daai een praat Italiaans, daai een praat die taal wat ons in Libië praat. En hier's Arabies, en hier's die tale van Kappadosie en Pontus, en Asië, en so aan. So ek dink dis die gawe van tale. Kyk in hoofstuk 14 nou, in 1 Korintiërs 14, kyk in vers 9 tot 11. So ek dink nie hierdie tale is anders as Handelinge 2 nie. Kyk in vers 9 tot 11, sê dit, so ook julle, as julle
tonge nie 'n duidelike verstaanbare boodskap oordra nie? Hoe sal enige iemand verstaan wat daar gesê word? Want julle sal in die wind praat. Daar mag hoeveel verskillende tale in die wêreld wees, tog is nie een sonder klank nie. As ek nie die betekenis van die klank ken nie, sal ek vir die spreker daarvan 'n vreemdeling wees en hy vir my. So Paulus praat hier van tale en hy sê daar's hoeveel soorte tale in die wêreld. So dit lyk my dit gaan oor ander lande se tale wat jy bonatuurlik kan praat sonder taallesse. Kyk in vers 21. In die wet staan daar geskryf, in vreemde tale en deur die lippe van vreemdes sal ek met hierdie volk praat, selfs dan sal hulle nie na my luister nie, sê die Here. Hy haal Jesaja 28 aan. Waaroor gaan Jesaja 28? Dit gaan oor ander lande se tale. Dit gaan nie oor 'n gebrabbel nie en as ek kyk in die vroeë kerk, daar's 'n man met die naam van Chrysostom. In Afrikaans Chrysostomus sê ons dit. John Chrysostom. En sy interpretasie van tale was, dit is, hy het genoem Italiaans, Arabies, Egipties. Hy het dieselfde interpretasie gehad wat ek hier gee. Nou die Pinksterbeweging, so dis nou voor die charismate, nee, charismate is 1960. Pinksterbeweging amptelik is 1906, party van julle weet van die Azusa Straat herlewing, soos dit genoem word. Maar voor dit, in 1901, toe staan 'n vrou met die naam van Agnes Osman. Sy was 'n student, en er was 'n paar studente wat die Bybel wou leer, en die ou wat die lering gegee het, was Charles Fox Parham. En toe sê sy wil hy moet vir haar bid, dat sy die Gees ontvang. Toe lê hy haar die hande op, en toe begin sy praat in 'n ander taal, en toe sê sy dit is Chinees, en sy sê sy het vir 3 dae Chinees gepraat, en sy het nie Engels gepraat nie, en toe skryf sy ook in Chinees, en toe het 'n klomp ander begin praat in verskillende tale. Hierdie het gesê ek praat Russies en Libanees en Aramees en Japanees en al die neuse. En so begin hulle toe in ander tale praat. En toe sê Charles Parham, ons het nie meer nodig dat mense tale leer om sendelinge te word nie. Hulle kry die Heilige Gees, ontvang die Gees en praat hulle in ander tale. En toe die groot teleurstelling, want toe hulle nou kom in hierdie ander lande as sendelinge en hulle praat met die mense, en daar was spesifieke voorbeelde in Rusland, in Arabië en in China, toe verstaan die mense hulle nie. So toe is dit nou nie die Arabies wat hulle gedink het, dit is nie, of Mandarijns, of wat dit mag wees. En die ander ding is, toe het in die Los Angeles Daily Times, toe het hulle nou foto's van hierdie Chinese skrif en ander lande se skrif, wat hierdie mense sê, hierdie is Russies en Egipties en so aan, en toe hulle dit nou in die koerant plaas, en in nog 'n koerant, Topeka ietsie. Toe hulle dit in daai 2 koerante plaas, toe dit nou ontsyfer word, toe is dit nie Arabies en Russies en Mandarijns nie. So toe was dit nou 'n groot in jou gesig ontplof. Seth, my vriend Seth, sendeling, hy het net so 'n storie, hy het dit eintlik hier vertel, 2 jaar gelede, in 'n aanddiens. Toe sê hy het op 'n trein gery, hier in Suid-Afrika, toe ontmoet hy 2 mormone, en toe is hulle van Amerika, hulle sê, hy sê, was julle in Suid-Afrika? Nee, hulle het kom sendingwerk toe. Sê, nou waar gaan julle uitreik? Sê hulle nie in Wenda. Nou, Seth werk onder die Tsongas en die Wendas. En toe sê die ou, ja, en ek het die gawe van tale. Sê hy, regtig? Sê, wat 'n taal? Sê nie, ek praat Wenda. Toe sê hy, praat vir my Wenda, toe praat die ou, en toe is dit nou nie Wenda, toe sê vir hom, you sir are a liar, want Seth kan Wenda praat. Nie die gawe van tale nie. Ok, nou, pas op nou, vals diamante beteken nie, daar bestaan nie regte diamante nie. Vals diamante beteken juis, daar's egte diamante, anders kan jy nie 'n namaaksel hê nie. En so met tale, so Irenaeus is 'n man in die vroeë kerk, hy het hoofsaaklik in wat Gallië was daai tyd, Frankryk, het hy bedien in die stad van Lyon. En Irenaeus, dis nou in die 100s na Christus, hy sê, dit is algemeen in die kerk. Hy sê in die kerk, daar's baie broers en susters wat hierdie gawe van tale het en deur die Gees in allerhande tale praat. Dit gebeur ook soms dat mense in hulle eie taal dit hoor. Voorbeeld, 'n man met die naam van Thomas Hogg, hy was een van wat ons noem die Scottish Covenanters. So hulle is die hervormers in Skotland, dis in die tyd van John Knox en dan
Dis die 1500s en dan die 1600s. So Thomas Hogg leef in die 1600s. Hy preek in die noorde van Skotland in Engels. Daar kom 'n man met die naam van meneer MacLeod. En hy sê hy het net hierdie dringendheid in sy hart, hy moet daai diens bywoon, want hy weet dis nagmaal ook. Hy het so begeerd om by die gelowiges te wees, maar hy kan nie Engels praat nie, hy praat Gallies, Gaelic. En hy kom na die diens toe, na die tyd sê hy vir Thomas Hogg, in Gallies, en Hogg kan Gallies, is Gallies die regte woord vir Gaelic, Afrikaans? Ek het gegoogel, koop so. Toe kom hierdie Mr. MacLeod, meneer MacLeod na Thomas Hogg toe, want Hogg kan Gallies en Engels praat, toe sê hy vir hom, ek het elke woord verstaan, asof jy in Gallies gepraat het. Elke liewe woord duidelik verstaan. Ek het nog so 'n voorbeeld, ek het 'n Gideon gekontak, hy's 'n mediese dokter. Hy's van die Gideons Internasionaal, die ouens wat die Bybeltjies uitdeel. Hy woon in Tygerberg in die Kaap. Hy's 'n lidmaat in 'n vriend van my, waar my vriend die leraar is by daai gemeente. Sy naam is Dr. Rudy Klaasen. Hy vertel van 'n Amerikaanse Gideon met die naam van Randy Smith. En ek het gaan Google en gesien, die naam Randy Smith, Gideons International. Die ou het in Brasilia, was daar Gideons Kongres. Hy praat in Engels, die tolk in Portugees. Omtrent 'n kwart in die getuienis in dit wat hy nou deel, toe stop die tolk. En hy hou aan praat en hy dog, hoekom stop sy? Maar hy hou aan praat en na die tyd sê vir hom, ek het nie geweet jy kan Portugees praat nie. Hy sê, ek kan nie Portugees praat. Sy sê, jy het vlot Portugees gepraat. Toe vra hy vir sy kollegas wat daar is. Toe sê hulle het alles in Engels gehoor. Nou, vraag nou, is waar is sulke tale vandag? Waar is dit vandag? Eerder as wat ons baie dikwels sien, 'n gebrabbel en red lorry, yellow lorry, 800 keer. Ek wil vir jou voorstel, dat die gawe van tale is onnodig, as almal in hierdie vertrek die taal verstaan wat ek praat. Ek het 'n vermoede, ek sal my kop op 'n blok sit nie, miskien sal ek, maar ek het 'n vermoede, dis hoekom Jesus elke liewe geestelike gawe beoefen het op aarde. Hy het geprofeteer, hy het genees, hy het wonderwerke gedoen, hy het lering gegee, hy het bemoedig, hy het al die gawes beoefen behalwe tale. Hoekom nie? Hoekom het hy nie in tale gepraat, ten minste wat ons op rekord het nie, want die mense met wie hy gepraat het, kon die taal verstaan, wat hy praat. So het was nie nodig om die gawe van tale te praat nie, en as ek in Parys Baptiste Kerk preek, waar my vriend Jannie die predikant is, dan is dit nie nodig om in tale te praat nie, want almal verstaan Afrikaans. Nou hier in hierdie gemeente, mag dit miskien nodig wees, dat die Here die gawe van tale vir iemand gee, vir die mense wat in hierdie omgewing bly, en party van hulle, verstaan nie Afrikaans nie, en by die aanddiens mag iemand instap en verstaan nie Engels nie. So, dis die Heilige Gees se besigheid. Hy kan dit doen soos hy wil, hy gee die gawe soos hy wil. En hy kan dit doen as hy dit wil doen. Byvoorbeeld, 'n storie wat ek gehoor het van 'n sekere Johan Gous, wat by Timoteus projek betrokke was in Afrika, en dan ook by Geopende Deure betrokke was. En die man vertel dat hier's 'n Russiese Jood wat Suid-Afrika besoek. Maar hy's nie 'n Christen nie en hy glo nie in God nie. So deur die invloed van kommunisme in Rusland, hy's 'n ateïs, glo nie in God nie. Die man aan wie hy die besoek aflê, die Suid-Afrikaner sê vir hom, kom saam met my kerk toe vandag. Hy wil nie kerk toe gaan nie. Hy sê ek glo nie in die Here nie, wil nie gaan nie. Hy sê man kom net saam met my en kom sien net. Nee goed, teen sy sin stem hy in. Hy kom toe. Hulle is bietjie laat vir die diens is al aan die gang. Toe staan 'n man op, hy vat sy seentjie badkamer toe, en toe hy by die deur kom, toe stap hierdie twee in. En hy sien die Russiese man, en hy sê vir hom iets. Daai man is stom geslaan. Die man stap verder, vat sy seentjie badkamer toe. Hy sê vir die Suid-Afrikaner, hierdie Rus, hy sê, wie's daai ou? Hy sê, wel, hierdie is 'n groot gemeente, ek sien hom van tyd tot tyd, maar ek ken hom nie so goed nie. Hy sê, daai man het nou net in my taal gepraat.
Hy sê, ja, want die diens begin, dit het al begin, ons moet ingaan. Hy sê nie, verstaan nie. Hy het gepraat in die spesifieke dialek van die streek waar ek vandaan kom. Ek wil met hom praat na die tyd. Na die tyd kom hy praat, hierdie man wat vir hom daai goed gesê het, hy praat in Russies nou, die Russiese ou praat met hom, en hy weet nie wat die ou sê nie. Toe kon hy net op daai oomblik met daai ou praat, en dit het hom so onder oortuiging gebring, dat hierdie God wat ek sê nie daar is nie, hy weet van my, en hy ken my. En dit natuurlik sy ore oopgemaak vir die waarheid. Kom ek vertel 'n storie nader in die huis. Nou moet ek mooi kyk, maar ek wil hê jy moet jou hand opsteek. Wie van julle, want baie van julle is nie, wie van julle onthou vir oom Fasie Badenhorst? Ok, hier's 'n paar wat vir oom Fasie onthou. Niemand van julle het sy vrou geken nie. Ek het vir Tannie Hester geken, sy eerste vrou, voor sy oorlede is. En buite op hierdie muur is hulle steentjie daar gegraveer, Fasie en Hester Badenhorst. Oom sal natuurlik vir oom Fasie ken. So Tannie Hester, oom Fasie vertel my dat Tannie Hester, 'n man het by haar deur aangekom, hy kom kos vra, 'n Kosa man. Tannie Hester het om die evangelie gedeel, hy het weggeloop, hy het 'n vriend gebring, en gesê, jy moet met hierdie man ook praat. En sy kan nie hom verstaan nie. Hy sê, nee, die ander man wat hy bring, hy kan Engels praat, hy kan mooi Engels praat. Ja, hy sê, jy praat vlot Kosa. Sy kan nie Kosa praat nie. Hy het die evangelie in sy eie taal gehoor. So die Here kan dit doen soos hy wil en waar hy wil. Tweede vraag, waarvoor is tale? Nou, daar's mense wat sê, tale is om jouself geestelik op te bou. Dus 'n vrou het een keer vir my gesê, dis jou gees wat met die Here se gees praat. En hulle kry dit uit 1 Korintiërs 14. Nou hier gaan ons nou 'n bietjie kyk na die teks. Iemand soos Martin Lloyd-Jones, vir wie ek baie respek het, hy sê dit ook. So kom ek kyk, ek gaan vir jou sê wat ek glo hierdie teks beteken, en jy moet nou kyk, is dit wat staan in die teks. Jy moet dit meet. So kyk in vers 2, 1 Korintiërs 14. Die een wat in tale spreek, praat nie met mense nie, maar met God. Nou sê mense, daar wys dit vir jou, jy moet nie jou stilte tyd in tale praat. Waar sê daai vers, wanneer jy op jou eie is, doen jy dit? Kyk, die vers sê dit nie, so ons moet nie inlees wat daar nie staan nie. Die hele punt van hoofstuk 14 is, lê die tale uit, vertaal dit, anders dan gaan niemand gehelp word nie. Goed. Ekskuus julle. In Handelinge 2 het hulle in tale gepraat, en dan sê dit, ons hoor in ons eie tale hoe hulle van die groot werke van God praat. Handelinge 10 praat hulle in tale, dan sê dit, en ons hoor hoe hulle in tale praat, en God prys. So dis gebed, maar dit beteken nie, dis privaat nie. Al twee daai gevalle was publiek. Ons lees verder. Niemand verstaan hom nie. Is dit positief of negatief? Nou, Paulus se punt hier, dis negatief. Die hele hoofstuk gaan oor, julle help niemand nie. Net die ou wie se taal dit is verstaan, maar die res van die gemeente verstaan nie. Julle moet dit uitlê. So dis nie positief, die feit dat niemand verstaan nie. Paulus wil hê hulle moet dit uitlê. Gaan aan, vers 2. Hy praat verborge, deur die Gees praat hy verborgenhede. Deur die Gees praat hy geheimenisse. Nou in die Nuwe Testament, 'n geheimenis is iets, in Engels is dit 'n mystery. 'n Geheimenis is iets wat weggesteek is en niemand kan dit verstaan tot God dit bekend maak nie. Paulus se punt is, God wil sy geheimenisse bekend maak. Dit is altyd so in die Nuwe Testament. So moenie in 'n taal praat en daar's niemand wat dit vertaal nie. Niemand wat dit uitlê nie. Dit gaan nie hier oor tale in stilte tyd nie. Vers 4 en 5. Die een wat in tale spreek, bou homself op, terwyl die een wat profeteer die gemeente opbou. Ek wil hê dat julle almal in tale spreek, maar meer nog dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter waarde as die een wat in tale spreek. Tensy hy dit kan uitlê sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. So wanneer hy praat van jouself opbou, dis weer eens, Paulus praat nie positief nie. Hy kritiseer dit. En sê, hy het nou net in hoofstuk 13 vir hulle gesê, liefde soek nie sy eie belang nie. So moenie net jouself wil ophou nie, wees soos die een wat profeteer, bou die gemeente op. In vers 12, hy sê, julle het hierdie gawes ontvang, hoekom? Die gemeente moet opgebou word.
So dit gaan nie, soos ek het sien hier, dit gaan nie oor tale in jou stilte tyd nie. Alhoewel Martin Lloyd-Jones dink dit gaan oor tale in jou stilte tyd. En so, julle kan na die tyd my praat. As jy dink ek's verkeerd, ek sal graag wil luister. Dan in vers 13 tot 17. Daarom moet die een wat in tale spreek bid dat hy dit kan uitlê. Want as ek in 'n taal bid met my gees wel, my verstand onvrugbaar. Wat is die slotsom? Ek sal deur my gees bid, maar ek sal ook met my verstand bid. Ek sal deur my gees lofsange sing, maar ook met die verstand lofsange sing. As 'n mens net in die gees lofprysing bring, met ander woorde net in 'n taal praat, word nie uitgelê nie. Hoe sal iemand in die posisie van 'n oningeligte amen kan sê op jou danksegging? Hy verstaan nie. Julle moet dit uitlê. So die punt hierso is nie tale in jou stilte tyd nie. Die hele punt van hierdie versies wat ek lees is Paulus sê, jy praat in tale, daar's nie 'n uitleg nie, dit help nie. Lê dit uit, dat mense gehelp kan word. En wanneer hy sê, jou gees bid in tale, jou gees sing lof, maar nie jou verstand nie, weer eens, dis nie positief nie, dis negatief. Paulus kritiseer dit. Hy sê, jou verstand is onvrugbaar, is onvrugbaarheid goed of sleg? Dis negatief, is sleg. Paulus sê, dit moet vrugbaar wees, laat ander die vrugte kan pluk en eet en sê, ek prys die Here saam met jou. Wonderlik, dankie vir die vertaling. Nou verstaan ek ook. Wat van vers 18 en 19? Paulus sê, ek dank God dat ek selfs meer as julle almal in tale spreek. Staan die woord stilte tyd daar? Nee. Vers 19, maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand praat, om ander te onderrig as 1000 woorde in 'n onverstaanbare taal te praat. Nou sê mense, daar staan dit dan. Ek praat meer in tale as julle almal, maar in die gemeente. Ek dink as 'n afleiding, dis moontlik dat Paulus sê, in die binnekamer praat ek in tale. Ek sê nie, dis heeltemal onmoontlik nie, maar dit is ook moontlik, dat Paulus sê op die sendingveld, praat ek in ander tale meer as enige van julle. Dat ek hierdie gawe het, maar wanneer dit by die gemeente kom, en julle almal is hier, ek wil praat in 'n taal wat almal verstaan. Dat julle daardeur onderrig kan word. En dan die laaste een, wat van vers 28? So vers 28 sê, maar as daar nie iemand is wat die taal kan uitlê nie, jy is nou in die erediens, laat hy in die gemeente swyg of stil bly. Laat hy met homself en met God praat. So daar sê mense, daar staan tale op jou eie. Jy kom by die kerk, as nie iemand wat dit kan uitlê nie, dan moet jy stil bly. Bly stil, praat net tussen jouself en die Here. Nou, dit mag weer eens wees, miskien bedoel hy tale persoonlik net tussen jou en die Here, maar dit mag ook wees dat hy vers 13 bedoel. Wat moet jy praat met die Here? Praat vers 13 met die Here. Wat sê vers 13? Daarom moet die een wat in tale spreek, bid dat hy dit kan uitlê. So dit beteken nie noodwendig, jy praat nou privaat tussen jou en die Here in tale nie. Dit kan beteken, vers 13, jy sê vir die Here, Here, gee iemand wat dit kan uitlê, want hier is nie iemand nie. Goed, so, dis 'n opsie, en I won't die on this hill, maar ek wil verduidelik hoe ek dit verstaan en waartoe ek neig. So as daar tale is in 'n gemeente, en niemand vertaal dit nie, niemand lê dit uit nie. Paulus praat met die Korintiërs, hy sê, julle moenie roem daarin nie. Want dis 'n teken van God se oordeel, nie van sy seën nie. Hy haal in vers 21, dan sê hy, want in die wet staan geskrywe deur die mond van ander tale of ander volke sal ek met hierdie volk spreek en selfs dan sal hulle nie luister nie, sê die Here. As jy Jesaja gaan lees, dit kom eintlik aan ons terug aan Toring van Babel toe. Die feit dat hulle mekaar nie verstaan het nie, was nie 'n seën nie. Hey, julle ons praat mekaar en niemand verstaan mekaar nie. Nee, die Here sê dis 'n oordeel. Die feit dat julle mekaar nie verstaan nie. In Deuteronomium 28 is 'n lang hoofstuk van seën en van vervloeking. Waar die Here sê, as jy my nie gehoorsaam nie, gaan ek hierdie vervloeking stuur. As jy nog steeds nie gehoorsaam nie, hierdie vervloeking. En uiteindelik, dan kom dit by 'n plek waar dit sê in Deuteronomium 28, vers 49. As jy nog steeds nie luister nie, gaan ek 'n volk na jou toe stuur, wie se taal jy nie verstaan nie. Dis 'n teken van oordeel. Jesaja 28, Jeremia 5 vers 15, ek sal 'n volk stuur wie se taal jy nie verstaan nie. En daai volk gaan oordeel bring oor julle. Dit sal my instrument van straf wees.
En dis wat Paulus in hierdie hoofstuk sê. Julle Korintiërs, dis daarom lekker nie. Kyk hoe praat ons in tale. Almal van ons praat hierso. Verskillende tale en ons praat in die erediens en daar's geen uitleg nie. Daai kite gaan nie vlieg nie. Dit moet uitgelê word, sê Paulus. Anders help jy niemand nie. Nommer 3, derde vraag. Hoe moet kerke tale beoefen? Nou daar was 'n groep valsleraars in die vroeë kerk, is nou in die 100s na Christus. Het dit begin. En die ou se naam was Montanus. Sy volgelinge die Montaniste. En Montanus, daar word van hom geskryf in die kerkgeskiedenis. Hy het opgestaan, hy het soos 'n besetene aangegaan in die erediens, want hy het gesê hy het nou die Gees ontvang en hy het so gebrabbel en gebrabbel en gebrabbel soos 'n mal mens. Wie van julle was al in 'n kerk waar jy inkom, iemand het jou genooi wanneer is 'n kerssangdiens of iemand het jou genooi wanneer is 'n spesiale geleentheid en almal praat gelyk in tale. Klomp mense praat en niemand vertaal dit nie. Was jy al in so 'n plek? Ek was al. Nee. OK. Die Bybel sê 1 Korintiërs 14, het jy jou Bybel oop, vers 27. Wanneer iemand in 'n taal spreek, laat dit verkieslik net 2 of 3 sprekers wees om die beurt, met ander woorde een op die ander, een na die ander. En laat iemand dit uitlê. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, laat hy in die gemeente swyg. Laat hy met homself en met God praat. Daar moet 'n uitleg wees. Wat sal gebeur as iemand wat nie 'n Christen is nie, by 'n kerk inkom en almal praat gelyk in tale en niemand vertaal nie? Hy gaan dink, die mense is mal, hulle het hulle noedels verloor. Hulle is van looitjie getik, hulle is kranksinnig. Hulle is buite hulle self. Kyk wat sê hy. Paulus in vers 23. As die hele gemeente dan op een plek vergader en almal in tale spreek en daar kom oningeligtes of ongelowiges binne, sal hulle nie sê, julle is van julle sinne beroof nie. Julle is mal. Kyk hierdie Christene. Wat maak hulle? Hoe wil die Here hê dit moet geskied? Kyk in vers 33. Einde van die vers. Of nee, begin van die vers. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. Kyk vers 40. Laat alles egter gepas en ordelik verloop. Die Here wil hê daar moet orde wees. Nie chaos nie, nie wanorde nie, nie elkeen wat maak wat hy wil nie. En saam met dit natuurlik die vrug van die Gees. Ons moet nie die vrug van die Gees skei van die gawes van die Gees nie. Die vrug van die Gees is selfbeheersing. Nie wanorde nie, nie chaos nie. Maar nou wil ek sê hierso, jy moet ook pas op aan die ander kant. Want ons kan so teenreaksie hê teen wat ons sien by sommige charismatiese of Pinksterkerke. En nou kan ons heeltemal hierdie kant toe swaai en die baba met die badwater uitgooi en ons pendulum is heeltemal die kant. En dan het ons die orde van 'n begrafplaas. Jy weet, begrafplaas is baie ordelik. Alles mooi in rye. Ons wil ook nie daai tipe orde van 'n begrafplaas hê nie. Paulus sê ons moenie die Gees uitblus nie. So, wanneer die Gees 'n gawe gee, hy gee dit soos hy wil, ons draai nie sy arm nie, ons kan natuurlik vra, maar hy doen dit soos hy wil en dan ordelik. Ek dink wat ons nodig het, is ons moet die balans hê van aanbid die Here in gees en in waarheid. So ons moenie net so ortodoks wees, alles is in lyn met die Bybel, maar ons harte is so koud soos 'n klip. En aan die ander kant wil ons nie sê, maar ons harte is daar en ons is passievol, maar ons heeltemal buite die riglyne van die Bybel. Ons wil albei. Ek het 'n gesprek gehad met toe Stuart Elliott nou hier was 2 weke gelede. Die dag toe ek om liggawe toe vat, toe praat ek en hy oor hierdie kwessie. Toe sê ek vir hom, Stuart, daar's vir my net, ek was vir 20 jaar 'n streepteoloog en daar's 'n sekere lyn van streepteologie. Streepteologie vir die wat nie weet nie, dis mense wat sê dat gawes soos genesing en tale en profesie, daai goed het opgehou, dit het geëindig met die apostels. Nou vir 20 jaar het ek dit geglo en daar's 'n rede hoekom ek 'n skuif in my kop gehad het daaroor. Maar toe praat ek met hom daaroor en hy beskou homself as 'n streepteoloog, maar hy sê daar's 'n brand
van streepteologie wat doodmaak. Wat dit so koud is, en dis hoe dit vir my op 'n stadium was in my eie lewe. Ek het so koud, dit maak my verhouding met die Here so dood, want hierdie wat is brand man, hierdie soort streepteologie, hulle sê dat die Heilige Gees nooit, daar's geen subjektiewe leiding ooit nie. Jy kan nooit sê, die Here het iets op my hart gelê. Jy kan nie eens dit sê nie. Want nou is jy besig met die nuwe openbaring. En dit was so sieldodend vir my gewees. Toe sê hy vir my, hy glo in wat die Puriteine geglo het, en Spurgeon, en mense soos Lloyd Jones, hy noem dit experiential theology. Jy het 'n ervaring met die Here, daar's ervarings met die Here. Toe noem hy vir my Leonard Ravenhill, wat 'n ou was wat baie oor herlewing geskryf en gepreek het. Hy sê die ou het eendag gebid, en hy het in 'n woud gaan bid, en hy het met die Here gepraat, en hy het so 'n belewenis van die Here gehad, en hy het sê, hy het gebid, en dit was nie Engels nie. En toe sê Stuart vir my, I have no idea how to interpret that, and I have no problem with that either, because what matters is not the language I pray in, it's the heart. It's the heart. Okay, so ek hoop hier is verwarrend vir jou nie. Maar kom, ongeag van of jy nou saamstem met alles wat hy gesê het, kom net agter die kap van die byl. Die punt is, ons het ervarings met die Here. Regte, egte ervarings, en ons moet pas op om so ordelik te wees dat ons 'n begrafplaas word. Daar moet hart in dit wees. Gees en waarheid, albei. Laaste vraag. Vir wie is tale? Nou, iemand het in my studeerkamer gesit en vir my gesê dat alle Christene moet in tale praat. Want anders is jy nie met die Gees gedoop nie. Nou dis maar net Pinksterteologie. Pinksterteologie sê dis die bewys dat jy met die Gees gedoop is, jy kan in tale praat. Wel, wat sê 1 Korintiërs 12? Vers 10 sê, aan een word gegee die gawe van tale, aan 'n ander word gegee om uit te lê. In vers 30 sê hy, praat almal in tale? Het almal die gawe om tale uit te lê? Dis 'n retoriese vraag. Wat is die antwoord op sy vraag? Is almal apostels? Nee, nie almal het daai gawe nie. En dis hoe die vroeë kerk beskou het. 'n man in die laat 100s na Christus, hy's gebore 170 na Christus, sy naam was Hippolytus. Hy was later 'n leraar in Rome. En hy het van die gawe van tale gesê en ander gawes, hy het gesê, dit is nie nodig dat elke gelowige in tale praat nie, maar slegs hy aan wie hierdie gawe toegereken word. Nou baie mense wat in tale praat, beskou hulle self as geestelik. Nee, ek is nou meer geestelik as ander, en party van julle kom uit so 'n omgewing, waar julle gevoel het op daai stadium, so ek seker nie geestelik nie, want ek kan nie in tale praat. En dit word so aan jou oorgedra ook. Jy is die bietjie laer klas Christen, jy is nog nie met die Gees gedoop nie, jy kan nie in tale praat nie. Maar ek wil vir jou sê, ek het 'n man ontmoet, wat sê hy die gawe van tale, hy sê hy praat in tale, en hy leef seksueel losbandig tot vandag toe. Daar's mense wat in tale praat, wat demoonbesete is. Dis 'n algemene ding wat sendelinge op die sendingveld raakloop. Hier's 'n voorbeeld vir jou. Baie van julle ken vir Tannie Ina van der Schuyf. So sy was vir meer as 35 jaar 'n sendeling in Taiwan. Sy kan Mandaryns vlot praat, so vlot, dat 'n man vir my gesê het, ek het haar gaan besoek daar. Oh, I thought your friend was from China. Want hy het oor die foon gepraat, toe sy die taxi vra, toe sy by die lughawe kom, sê, your friend speaks very good Mandarin, Hong Kong style. So nietemin, sy vertel my, sy het 'n kollega gehad, wat vir OMF Taiwan gewerk het. Hy's 'n Australiër, sy naam is Brian Dillon. Toe Brian met furlough was, hy's terug in Australië, toe kom daar 'n man, hy wil raad hê. Hy sê hy het hierdie aaklige gedagtes, vieslike gedagtes, verskriklike gedagtes. En toe vra hulle praat toe met hom om te beraad, wanneer het hierdie begin? Toe antwoord dit, we entered into him when they laid hands on us for the gift of tongues. Mense wat demoonbesete is, kan ook in tale praat. Dis moontlik, dit gebeur. So moenie dink, mense wat in tale praat is supergeestelik nie. Die Korintiërs, hulle prys hierdie gawe van tale, lees net hoofstuk 12, 13, 14,
Paulus se hele reaksie teen hulle is, julle dink julle is so geestelik, julle praat in tale, daar's nie 'n uitleg nie. Waar sit Paulus die gawe van tale op sy lys? Hy gee 2 keer 'n lys van gawes. Elke keer laaste. Om vir hulle te sê, ek gaan nie hierdie gawe prys nie. Enige gawe wat nie met liefde beoefen word nie, jy is soos 'n simbaal wat net raas. Dit is nie net taal, dit is enige gawe. As jy nie mense wil opbou nie, maar dit gaan oor jouself. Nee, dit gaan nie werk nie. OK, vraag dan? Maar wys die gawe van tale nie, jy is met die Heilige Gees gedoop nie? Is dit nie die bewys, is dit nie ten minste 'n bewys jy is met die Gees gedoop nie? Wel ja. Handelinge 2, dit was die bewys. Hulle het die Gees ontvang. Handelinge 10, hulle het in tale gepraat, hulle het die Gees ontvang. Handelinge 19, hulle het in tale gepraat, toe hulle die Gees ontvang. Maar dis nie die enigste bewys nie. Die res van Handelinge, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal in tale praat. Nee, julle sal my getuies wees. In Handelinge 2, Joël se profesie, ek sal my Gees oor julle uitstort, jou seuns en dogters sal profeteer, sê nie tale praat nie. Handelinge 2 se einde, julle sal die Gees ontvang, niks van tale praat nie, in daai verse nie. Handelinge 4 vers 31, die plek waar hulle saam was om te bid, is geskit, hulle is almal met die Heilige Gees vervul, en hulle het met vrymoedigheid die woord verkondig, evangelisasie, nie tale nie, in daai vers. Handelinge 6 vers 10, Stefanus was 'n man, vol van die Heilige Gees en tale, nee, wysheid. Handelinge 13 vers 9, Paulus, vervul met die Heilige Gees, het sy vinger onder hierdie valse profeet Simon, of nee, was dit hierdie ou met die naam van Bar Jesus, nee, Elimas. Toe sê hy vir hom, jy, jou seun van die duiwel, Paulus het onderskeidingsvermoë gehad deur die Heilige Gees. Die disippels in Antiochië was vervul met die Heilige Gees en met nie tale nie, blydskap. Ja. So enige gawe natuurlik. Die Here gee gawes. So moenie tale maak die bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het nie. Ek dink die grootste bewys dat die Heilige Gees in iemand woon is nie gawes nie. Is nie gawes nie. Ek wil amper vir jou sê, dis nie eers liefde nie. Grootste bewys dat iemand die Heilige Gees het is, Stefanus, vol van die Heilige Gees, het die heerlikheid van Christus gesien. Grootste bewys is Paulus, toe die Heilige Gees, toe hy tot bekering gekom en die Gees ontvang, en terloops, ek glo jy ontvang die Gees, wanneer jy tot bekering kom. En natuurlik, ons word herhaaldelik vervul met die Gees, maar toe Paulus die Gees ontvang by sy bekering, het hy uitgegaan en hy het oral Jesus as die Christus verkondig. Jy sien, dis vir die Heilige Gees wil doen. Dis die bewys dat iemand die Gees het, hy wil Jesus verheerlik. Sy wil Jesus verheerlik. Want die Gees sal kom en my verheerlik, het Jesus gesê. So ons wil nie soos baie mense fokus op tale nie. Ons wil nie fokus op tale nie. Ons wil nie eens fokus op die gawes nie. Ons wil nie eers na die Heilige Gees toe gaan om die Heilige Gees te kry nie. Ons gaan na Jesus om die Gees te ontvang. Maar die Gees fokus ons dan weer op Jesus. Ons wil Christus verheerlik. Verhoog Jesus. Verhoog Jesus in jou hart. Verhoog Jesus in die gemeente en die Gees sal kom. En sodra die Heilige Gees jou oë oopmaak om Jesus afgeskilder te sien as die gekruisigde, sodra dit gebeur, jy gaan nie meer soos hierdie mense wat tale soek as die hoogste seën. Nee. Ek roem in niks anders nie as in die kruis van Jesus, deur wie ek vir die wêreld gekruisig is en die wêreld vir my, Galasiërs 6:14. Gee jou 'n voorbeeld hiervan, ek sluit hiermee af. Hier is 'n gemeente in Randburg, Antioch Bible Church, goeie gemeente. En daai leraar vertel die storie van 'n vrou wat hulle dienste begin bywoon het, en een Sondag toe is sy uitgebul. Die wind is uit haar seile, sy is geskok, dat hy van die kansel af gesê het, die feit dat jy sê jy praat in tale, beteken nie jy is gered nie. Sy kon dit nie glo nie, sy het altyd gedink, dis die bewys, dis hoe sy weet sy is gered, sy kan in tale praat. En toe hy die evangelie uitlê, en toe hy van Jesus praat, man, dis wat ons soek, julle. En sy het tot bekering gekom. Dis wat ons soek.
Ek wil sê, ek beskou al my eie werke wat ek vir Jesus kan doen, en al my gawes, en alles wat ek dink ek bydra, ek beskou dit alles as gemors, vir die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, as ek net hom kan ken, as ek net hom kan ken, as ek net sy geregtigheid kan hê. Here Jesus, was my skoon met u bloed, bedek my met u geregtigheid, laat die Vader net Jesus sien, en ek wat in hom skuil. Ek wil hom ken in die krag van sy opstanding, selfs in sy swaar kry en sy lyding wat hy deurgaan het. Ek wil fellowship met hom hê, gemeenskap met Christus hê daar. Ek wil net Jesus hê. Kan ek jou vra vanoggend, kan jy vandag, soos jy hier sit, uit 'n eerlike hart sê, jy het Jesus lief bo alles. Jy soek Jesus, jy begeer Jesus bo alles. Ons bid. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie woord wat u vir ons gee, en ek bid inderdaad, Here, dat u mense hier vandag onderskeidingsvermoë sal hê, en dit meet aan die skrifte, nie my woord daarvoor vat nie, maar u woord vat, en dit gaan ondersoek, om te sien, is hierdie dinge so of nie. Want ons weet, dit is 'n onderwerp waaroor Christene verskil, dit is 'n onderwerp wat sensitief kan wees, maar op die einde, Here, ongeag van die verskille wat ons mag hê, laat ons hieroor saamstem. Die Gees het gekom om Christus te verheerlik, en dat ons harte daar sal wees, om te sê, ek wil Jesus hê. Ek wil Jesus hê, ek wil hom verheerlik, ek wil hom ken, ek wil hom lief hê, ek wil hom gehoorsaam. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.